Matrix, welkom by die vergelyking van die verskillende teorieë. So ons gaan nou 'n bietjie die teorieë met mekaar vergelyk. Ons gaan kyk na Lamarckisme, Darwinisme en gepunkte ewig en hoe hulle met mekaar vergelyk. Eers gaan ons kyk na die verskille tussen Lamarck en Darwin se teorieë. En ek kan vir jou vra om hierdie in 'n tabel te gee en die vraag stel. So Lamarck het gesê dat variasie ontstaan deurdat individue in die bevolking verander. Darwin het weer gesê dat die nageslag erf variasie. Lamarck het gesê dat die individue wil verander. Darwin het weer gesê dat omgewingsfaktore werk willekeurig en dat natuurlike seleksie plaasvind. Lamarck het gesê dat die verandering vind plaas as aanpassing by die omgewing. Darwin het gesê dat natuurlike seleksie bevoordeel die beste aangepaste organismes. Lamarck sê dat die individue in die bevolking verander. Darwin sê dat die hele bevolking verander oor generasies. Lamarck sê dat veranderinge wat deur aanpassing verkry is, oorgeerf word. Darwin sê weer dat die gunstige eienskap of alleel van generasie tot generasie oorgedra word om oorlewing in die omgewing te bevorder. Onthou jou reëls oor hoe om 'n tabel te trek, moet asseblief nie foute maak met die trek van jou tabel nie, jy verloor punte, en onthou jou opskrif. So hier is dan nou Lamarck, Darwin en gepunkte ewig langs mekaar op een bladsy. Dit is net om dit weer so 'n bietjie makliker te maak om te hersien. So Lamarckisme is deur Jean Baptiste Lamarck voorgestel en hy het gesien dat die omgewing verander. Hy het gesê dat 'n individu verander in die individu se leeftyd en hy het nie variasie gesien nie. Hy sê dat organismes verander omdat hulle moet aanpas om te oorleef. Hy het die wet van gebruik en ongebruik van liggaamsdele en die wet van oorerwing van verworwe eienskappe en daar is geleidelike verandering tydens die individu se leeftyd. Dit is verwerp na die ontdekking van genetika het hulle vasgestel dat verworwe eienskappe nie oorgeerf word nie. Kom ons sê nou maar jou ma het fiets gery eendag en sy ry 'n boom vas, nou het sy 'n letsel op haar been en nou gaan jy ook daai letsel hê. Daai verworwe eienskappe word nie so oorgedra nie. En organismes verander nie omdat hulle wil verander nie. Darwinisme is deur Charles Darwin voorgestel. Hy het gereis op die MHS Beagle na die Galapagos eilande toe. Hy skryf on the origin of species by means of natural selection en hy stel voor natuurlike seleksie deur gradualisme. Die bevolking verander oor baie generasies, daar is variasie in die bevolking, organismes met gunstige eienskap oorleef, organisme met gunstige eienskap plant voor, die genetiese gunstige eienskap word oorgedra na die nageslag, verandering in die bevolking oor baie generasies, die verandering is stadig en geleidelik, gradualisme. Gepunkte ewig is deur Niles Aldrich en Stephen Gould voorgestel. Dit is die mees onlangse teorie wat aanvaar is. Dit verduidelik vir ons die tempo van evolusie. Daar is lang tydperke met geen of min verandering deur natuurlike seleksie, afgewissel met kort tydperke van vinnige verandering deur natuurlike seleksie. So hier is die 3 teorieë langs mekaar om dit vir jou 'n bietjie makliker te maak om dit te leer en onderskeid onder mekaar te vind. Volgende gaan ons dan nou kyk na spesiasie.